Welkom by ouma Martie se kombuis. Vandag gaan ons vir julle wys om hertsoggies te bak. Nou dis 'n baie ou koekie wat van die oorlog afkom. Hy hou baie lank buite 'n yskas, vrieskas. Ek het my universele soet toppie deeg, het ek 'n stukkie van. Ek het 2 kolwyntjiepanne voorberei. Dis iets tussen 'n muffin en 'n snoephappie grootte pannetjie hierdie. Ek het hulle met margarine gesmeer. Dis baie belangrik, bakmargarine, om jou pannetjies, of jy kan dit met sprei en koek sprei, dis ook reg. Dan gaan ek dit druk, die doppies druk. Dan gaan ek konfyt, fyn appelkoeskonfyt daarin sit, en dan gaan ek 'n bo-mengsel maak van klapper en eierwit. Daarvoor het ek 4 eierwitte nodig, 1 teelepeltjie vanilla, ek het 1 en 'n kwart koppie strooisuiker nodig en 1 koppie klapper. So, ek sal vir julle verduidelik as ons daarby kom, hoe om dit te maak. Ek gaan nou eers my doppies druk. Ek hou daarvan om 'n rolletjie te maak, en dan pak ek my rolletjies dat die gesnyde kant onder is in my pannetjie. Druk hulle so bietjie plat met my duim, dat hy net die hele onderkant van die pannetjie vol maak. As jy nie 'n doppiedrukker het nie, kan jy, die deeg is geskik om uit te rol ook, en dan met 'n drukkertjie sirkeltjies te druk en hier in platte in te sit, of jy kan dit met jou vingers plat druk en 'n doppie vorm met jou vingers. Hierdie pannetjie is nou klaar gedruk. Nou vat ek net 'n mes en sny die kante mooi gelyk. Hier's nog 'n stukkie deeg oor. Die lappie onder is 'n nat lappie, om te keer dat die pan nie rondskuif terwyl ek rol nie. Dis hy. Hy's dun, want anders het jy baie droë deeg. So, dis nou 'n lei huisvrou manier om hertsoggies te maak. So as ek al die deeg vat en ek rol dit onder in die pan, smeer eenmaal konfyt oor, sit die hele klappermengsel bo-op en sny dit blokkies as dit uit die oond uitkom, dan is dit baie maklik om dit te maak. Ek dink 'n vol teelepeltjie gaan te veel wees, hulle gaan uitkook. Ek skep 'n teelepeltjie, my doppies is so groot, dat ek omtrent 'n teelepeltjie vol inskep, dat hy darm 'n laagie konfyt onder het, maar jy kan nie die bakkie vol skep nie, want dan gaan hy definitief uitkook. My appelkoeskonfyt is te min. Hier is 'n bessiekonfyt wat ons van Denemarke afgebring het. Jy kan natuurlik enige tyd arbeikonfyt of gemengde vrugtekonfyt of enige iets hierin sit waarvan jy hou. Dit hoef nie appelkoeskonfyt te wees nie. So ek gaan nou met hierdie aangaan. Sy 2 panne is klaar. Ek gaan net op hierdie pan smeer. Jy moet maar 'n laagie opkom, want as jy te min konfyt opsit, dan trek dit in die deeg in en dan proe jy dit glad nie as jy die dingetjie eet nie. So, nou gaan ek my eiermengsel maak. So ek gaan die eierwit klits tot hulle wit raak, en dan gooi ek my suikerlepeltjies vol by, en dan my klapper meng ek met die hand, met 'n metaallepel. Roer ek dit in en die vanilla. Ek sit my klitser aan tot die eierwitte wit word, en dan sal ek die suiker begin ingooi.
Ek het nou my eier en my suiker is nou styf, dis nou 'n meringue. So ek gaan my vanilla oorgooi en dan gooi ek my klapper in en met 'n metaallepel meng ek dit deur. Meng vinnig deur. Ek vat 'n gewone versiersak en ek skep my mengsel daarin en dan sit ek dit op my pannetjies, my kolwynpannetjies. Sit ek dan dit met die versiersak. Ek probeer my doppies dat hy ook van die skuim opkry, anders is dit so droë stuk deeg wat mens eet. Ek gaan nou eers hierdie in die oond sit, 180 grade vir 10 tot 15 minute tot hy mooi bruin is bo-op. As daai nou uit die oond uitkom, dan sit ek hierdie in. Hulle gaan ook so 10 tot 15 minute bak tot die laagie bo mooi bruin is. En as hy dan uitkom, dan sal ek hom in reepies sny met 'n pizzawieltjie. Die pannetjies het nou uit die oond uitgekom. Hulle het 15 minute gebak. Hierdie een het ook 15 minute gebak. So ek gaan hom nou sny. Ek dink ek gaan hom sommer met die vrye hand sny met my pizzawieltjie. Net om te wys hoe om hom te sny en hoe hy binne-in lyk. Dit is nou nie veronderstel om so meringue te wees nie. Die meringue sny nie mooi nie, so ek gaan my wielietjie in kookwater dip. As julle al my suurlemoen meringue tert se video gekyk het, sal julle weet die kookwater keer die meringue om aan die lem vas te sit. Hier is hy klaar gesny. So hy gaan nou so staan dat hy koud word en dan sal ek vir julle foto's opsit van hoe dit binne-in lyk. Die smaak kan ek nou ongelukkig net self demonstreer. Julle sal dit self moet maak om te proe hoe dit smaak. Ek wil julle net weer daaraan herinner, as jy bestanddele gebruik, probeer om dit kamertemperatuur te gebruik. As jou meel in die yskas of jou margarien of jou eiers of iets in die yskas is, die eier klop nie soos hy moet klop nie, die margarien is hard, dit wil nie smelt soos dit moet smelt nie. So belangrik, hou dit kamertemperatuur vir bakwerk. Kyk hoe mooi is dit. Hulle het baie mooi gebak, hulle kom redelik mooi uit die pan uit, uit die panne uit. Hier waar hy die konfyt uitgekook het, daar sit hy vas, maar as mens net daardeur sny, dan kom hy nog steeds heel uit. So.